So vanaand kyk ons na die ongemaklike waarheid, hoe ons alledaagse gewoontes, klein keuses en stilswye soms onbewuslik misdaad aanhelp. 'n kenner wat Mike Bolhuis, 'n kenner wat lig werp om die skadu's van ons samelewing. Goeienaand Mike. Welkom hier by ons vanaand. Soos altyd. Is daar enige vrae, Minks? Nee, ons gaan maar net met die general questions gaan. Maar kan jy vir ons verduidelik hoe gewone mense sonder om dit te besef misdaad kan aanhelp en watter rol speel dinge soos om stil te bly, nie aan te meld of self klein onskuldige dade soos koop van gesteelde goed die misdaad aanhelp? Voor ek praat wil ek vra vir almal wat wel luister. Laat hulle bietjie net self by hulle self-introspeksie doen en net vra aan hulle self. Wat sou hulle sê? Het hulle al gedoen? Of wat sou hulle sê byvoorbeeld vir hulle kinders of hulle vriende of familie of wie ook al in hulle werkplek waar hulle self bevind? Wat sou hulle sê vir hulle as 'n waarskuwing of as 'n voorbeeld van wat jy doen of nagelaat het wat misdaad kan aanhelp? Nou, ek wil begin deur te noem terwyl julle daaraan dink, maar julle moet natuurlik luister. Dit is belangrik dat 'n mens jou sintuie gebruik in jou lewe. Jou sintuie is jou oë, jou ore en daar waar jy jouself bevind wat jy observeer, identifiseer, wat jy behoort, en hier kom dit nou, te evalueer, 'n risiko-analisering te doen, indien nodig selfs 'n ondersoek te doen, en dan 'n ingeligte besluit te neem, om byvoorbeeld te sê reg of weg, ja of nee, of toe te tree, of te help, of weg te staan, en wat ook al die na jou algehele identifikasie, evaluasie en risiko-analisering vir jou geïdentifiseer het om te doen. Dit is belangrik. So, kom ons noem 'n simpel voorbeeld. Baie ouers sê vir hulle kinders, van kleins af, hoorie, as jy dit nou weer doen, gaan ek jou pak gee. Julle weet wat gaan my volgende sin wees. They just don't do it. Dan sê hulle weer, moet dit nou nie doen nie, ek het vir jou gesê, ek gaan jou pak gee. En dis 'n oor en weer gepraatery, gerasery en selfs gedreigery en geïntimideerery met kinders, wat nie gedissiplineer word of vasgevat word. Nou ongelukkig, het menseregte en allerhande wette verander in die jare. Jy kan basies nie meer vir iemand skeef kyk of om met die vinger pouk nie, of om raas of ongemaklik laat voel of eintlik dreig en vasvat, want daai persoon kan 'n aanrandingssaak teen jou bring. En selfs kinders van 10, 12 jaar oud wat bietjie inligting het en dit hoor somewhere, kan na 'n polisiestasie toe gaan met 'n ander groot mens en 'n saak maak teen sy ouer of 'n ouer broer of 'n familielid wat hom aangespreek het of gedreig het of geïntimideer het. En glo my, polismanne spring sommer in die van en sal so 'n persoon arresteer hoor. Jy moet baie versigtig wees. En julle sal onthou, ons het baie kommunikasies voorheen gehad oor kommunikasie. Ek sê dit weer, en ons gesprekke is baie diep en ernstig, en dit moet geonthou word en partykeer weer na geluister word. If there's perfect communication, there won't be any sin in the world and we all will go to heaven. As daar perfekte kommunikasie is tussen mense, sal daar geen sonde wees nie en ons gaan almal hemel toe. Ek sê dit sommer dubbel, Afrikaans en Engels. So, baie keer sien jy 'n ding, en dan sê jy gaan net nie betrokke raak nie. Daar's met jou oë, het jy nou iets gesien gebeur, maar jy gaan nie betrokke raak nie, en so kan jy misdaad bevorder. Baie keer hoor jy 'n ding, meer hoor, en dan sê jy net, jy gaan nie toetree of betrokke raak nie. Nou, ek het nou die dag, en 'n paar kere al, as mense vir my goed aanstuur,
Dan sê ek vir my, hoekom doen julle nie dieselfde omtrent nie? Daar was dames wat vir my gesê het, daar was goed gesê oor jou Mike. En eers ons stem nie saam nie, en ons is kwaai en ons is taai en ons volg jou. En ons kan dit nie verdra nie. Dan sê ek vir hulle, alright, maar het jy toegetree? Het jy dit gesê? Het jy uitgestaan vir ons in ons naam en reputasie, terwyl jy weet dit is onwaar en daar is nie feite nie? Dan sê hulle, nee, ek wil nie betrokke raak nie. Ek gaan nie by sulke goed betrokke raak. Dan sê ek vir hulle, hoor die dames, maar julle is reeds betrokke, want julle is op TikTok. En hoeveel keer het ons al vir mense gesê, dat TikTok is maar trailer trash. Jy weet, dis kinder en kakpraat nommer 1 in Suid-Afrika. Nie alles nie, want TikTok het baie verander. Julle sal onthou jare terug, wel nie eens jare nie, laas jaar nog, maar jare terug het ons begin om TikTok aan te spreek, en TikTok het heeltemal verander. Ek meen, waar is die Bin Lakens en al die clowns, al die fokkers wat altyd soveel te sê het, oor almal, die stupidste goed. Ek meen, almal wat nou na my luister, het al mense op TikTok gesien wat absoluut absurd is. Ek meen, kyk na vinnige handjies Piet Viljoen. Kyk na Louis Liebenberg in die bad en in die shower. Moet ek aangaan? So, jy kry al hierdie clowns, hierdie ouens soos Hannes Lottering, wat al hierdie stront en kak te praat het. Piet Viljoen hulle, Hugo Rassel, al die mense, al die boewe, klim maar op die trailer trash bandwagon van TikTok, en die mense geniet dit so. Want die mense kan nie wag om na die slegste en die onaangenaamste en eintlik onooglikste en stupidste en die grootste gemors te kyk, want dis vir hulle entertainment. Nou as jy skuldig is en jy trek die skoen nie aan, dan weet jy mors jou tyd, jy mors jou oë, jy mors jou ore, maar aan die ander kant kry jy op TikTok baie keer 'n mooi Bybelgoed of 'n mooi storie of interessante inligting wat jou ingelig nalaat en. So die platforms is daar that can be used for good. But remember, anything God creates for good, Satan will use for evil. So as jy weet van enigiemand wat iets te sê het op alle platforms en jy hoor dit of jy sien dit en dit is verkeerd, moenie jou chommy bel of vir iemand anders te WhatsApp of vir Minks of vir wie ook al, want dit kan met Minks hulle gebeur, dit kan met julle wat luister gebeur, dit kan met almal gebeur. Nie rond te sê, hey maar, watch nou hierdie en wa, tree toe, plaas die feite in 'n stelling manier. Ek sê nie, jy moet saam skinder en kak praat en he says en she says, ek sê, jy plaas 'n ding met 'n stelling. As iemand 'n klomp stront praat, dan en jy is op 'n groep, en jy is betrokke daarbey, en geken dat jy daarbey betrokke is, as 'n volgeling en 'n luisteraar, sit jou voet neer, sê, luister, hierdie groep gaan so werk, anders haal ons jou af, of, nou dat jy reeds al hierdie stront op sosiale media geplaas het, waar is die bewyse? Waarvoor kontak jy nie persoon nie privaat nie? Ek meen, Piet Viljoen sal nie my bel nie, so lief vir my en hy wil weet ek moet na alles kyk en help en die volgende as hy in die hof is, dan sê ek is die grootste dief en boef. Ek meen daar is al mense en julle almal weet nou wat ons doen en hoe lank ons doen, ons al vir 40 jaar. As ons alles by mekaar moet sit wat al oor ons gesê is en ons moet daaroor reageer, dan moes ons 20 jaar begin het en ons sal nou nog besig wees. As ek 'n rand kry vir alles wat daaroor my te sê geword het, dan kan ek al die honger mense voed, hoor. So, ek steur my nie daaraan nie, my organisasie steur ons nie daaraan nie, maar mense kontak ons, en mense kan julle dalk kontak in julle situasies, of vir mense of wat ook al, dan moet jy reg reageer, en jy moet toetree. Jy moet nie rondbel en sê, en niks doen nie. Jy moet jou sê, say what you mean and mean what you say, maar nie stry nie, jy maak 'n stelling. So dit gaan vir alles eintlik vorentoe. Enigiets waarmee jy kan in 'n winkel loop en jy sien iets verkeerd. Jy weet, ek is 'n interfereerder. Ek druk my neus in alles. En ek sal dit nooit ophou doen nie. Ek sien baie keer
hoe 'n jong kind 'n ma en pa uit mekaar uit intimideer en vloek en skree en te kere gaan. Wat dink julle doen ek? Kom ek voltooi nie eens die sin nie. Wat dink julle doen Mike Bolhuis as hy so iets sien? Alright, daar het julle dit klaar in julle gedagtes, so I'm not gonna say it. Julle weet ek doen iets saamtrend. Jy moet 'n interveerder wees. Everything is wrong, change it. Dis soos 'n skildery in jou huis wat skeef hang. Tensy jy moerse artifati is en jy hom wil skeef hê, gaan jy hom fucking reg skuif. Is dit nie? So, oral waar jy loop, as jy vuil goed sien, tel dit op. Or is the next man gonna do it? Die mense het so slap en lui en onbetrokke geraak dat hulle glad nie toetree nie en sonder dat hulle onbewuslik weet, hulle is eintlik onbewuslik, dat hulle net misdaad en die val van ons land bevorder. En jy weet, dit is moeilik, daar is moeilike goed. Sulke goed soos as korrupte polisman in jou aftrek. Wat doen jy? Ek meen, dit is toch so 'n moeilike situasie. Gee jy nie vir hulle die 100, 200 rand nie, gooi hulle jou in die van, ry met jou rond, dan vat hulle nog jou ATM-kaart masjien toe en hulle trek jou rekening leeg, want hulle intimideer en dreig jou en sê hulle gaan jou vir 'n naweek toesluit. Die absolute en algehele korrupsie in waarin ons land geval het, is enorm. Jy is nie veilig op die strate nie, jy staan, ons het hierdie goed al hoeveel keer gesê, jy staan op 'n astronomiese paranoia in die oggende, net om hopelik die dag deur te maak. Dan praat ek nie eens van die ernstige ekonomiese situasie nie. In 'n manier is ons almal op 'n manier 'n persentasie of 'n bietjie skuldig daaraan. Jy is die een as persoon wat alles wat jy sien en hoor, evalueer, identifiseer, die risiko-analysering doen, moet interfereer en toetree. As jy dit nie doen nie, dan gaan dit wat jy nagelaat het 'n bevordering wees van misdaad in ons land. En dit geld oor enigiets en alles. Dit kan iets wees in 'n gesin wat aangespreek moet word. Be the interveerder, maar onthou net, as jy interveer, dan moet jy 'n voorbeeld kan wees en jy moet 'n gesag kan wees. Jy moet iemand wees, as jy iets sê, then they take it seriously. Nou, die wêreld het en die mensdom het al so verval in 'n mindset in dat hulle werklik waar, en as ek sê die hulles en almal ensovoorts, meen ek daai in daai kategorie, wat al reeds so ver beïnvloed het, is dat hulle glad nie steur aan waarheid nie. Want hulle is gewoond aan al die, kom ons sê, absolute nonsens en onwaarhede. Dis hulle kos en dis die narrative, dis waarmee hulle gewoond is en mee lewe. So dis nie maklik om die waarheid aan iemand voor te lê nie, en is nie te sê hulle gaan vir jou luister nie, but then you've done your job. So ou moet nou kyk na kinders, jy kan nie jou kinders nalat nie, want as jy jou kinders nalat, bevorder jy misdaad. So die familie setup is vir my die belangrikste ding, waar baie goed gesien word en gehoor word en nie toegetree word nie. As jy self jou neus het te werk, as jy ruik jou kind ruik na rook, dan weet jy mos dat jy moet iets aantrend doen. En as hy vir jou land en sand beloof het, is nie so nie, dis die ander kinders se rook. Kan jy dit nie daar los nie, want 'n kind lieg. Ongelukkig, op 'n jong ouderdom, as 'n kind eers eenmaal met 'n leuen wegkom, groei dit iets verskrikliks, dan raak dit naderhand so 'n gewoonte. En onthou, 'n ding wat jy baie doen, is 'n gewoonte. En dit word groter en meer. Niks word minder in 'n gewoonte nie. Dit is soos dwelmgebruik, dit is soos rook, dit is soos drankgebruik, dit is soos verkeerde kommunikasie, dit is soos enigiets wat jy verkeerd doen, it will become more. En baie ouers laat dit na, of maak die stelling wat julle al gehoor het, ag is 'n tiener. Dit is 'n stadium waar hy deurgaan. Tak man, dit het ook al te doen met 'n stadium wat hy deurgaan, dit het te doen met absolute manipulasie en beïnvloeding van die kind teenoor die ouer, wat die ouers manipuleer en beheer neem van die huis, letterlik amper intimideer.
Ek meen, ek kry sake van kinders wat reg, as my ouers dit doen, gaan ek selfmoord pleeg. Ek vat so fucking laity of girls sommer maklik een kant en sê, hoorie, maar doen dit nou maar daar, want ons wil nie die gemors in my kantoor hê. Die absolute manipulasie wat ek al gesien het, van kinders, veral druggies en kom ons sê super bederfde kinders met baie geld. Nou die dag weer 'n geval gehad van 'n kind wat 29 miljoen rand geërf het. Hy het al 22 miljoen rand geblaas op drank, wine, women en song en dwelms. Ja. Mense, die goed wat ek in die jare al deurgegaan het en beleef het en ervaar, sal jou hare laat rys. Ons sal maar op 'n stadium 'n moerse boek optrek en 'n paar interessantes van hulle daar plaas. Maar jy moet met die oë uit van elke oggend wat jy opstaan, na jy jou stilte tyd gedoen het, na jy die Here aangeroep het vir krag, vir mag, wysheid, insig, genade en onderskeiding, moet jy uitstap met die idee, wat kan ek vandag mee help en doen en toetree en 'n verskil teweegbring om hierdie land 'n beter land te maak. Terwyl die verdoemende gedagte in jou kop is dat hierdie land is gefok, moet jy dit nog steeds doen. Jy moet uitgaan in die flits in die donker nag wees. Jy moet toetree en help. En ek wil nou vir julle 'n voorbeeld noem ook. As 'n ongeluk op die highway, jy's nou ongelukkig in die verkeer en jy kan nie stop en noodwendig. Hallo Mike? Dan moet jy aftrek en kyk of jy kan help. Ek is hier. Okay. Hoor jy my? Ja. Okay. Van ek aan. Ja, jy kan aangaan. Hallo julle, hier's ek weer. Anyway, net so 'n bietjie 'n ligte grappie daar. So 'n mens moet, as daar fisiese situasies waar jy kan toetree. Nou sak iemand daar mekaar in die kantoor of op die skoolgronde julle kinders. Hoekom hardloop jy nie by en help nie? Kyk wat jy kan doen. Maar onthou weer eens, jy as persoon moet die gesag kan afdwing, beheer kan neem en die verskil kan maak. Hoekom sê ek dit? Want dit is belangrik. Jy kan nie as jy niks weet, toetree nie. Jy moet iets weet, en iets aantrend. Jy kan die gesindheid toon en sê, ek weet niks van dit nie, ek weet nie wat om hier te doen nie, maar kom ons staan saam, wie weet iets, kom ons kyk of ons kan help hierso. Maar my raad en advies is altyd aan mense. Almal weet wat in hierdie land aangaan. Almal weet, kry jouself ingelig. In plaas van dat jy tyd mors met kinders en stront op platforms en. Gaan lees bietjie net oor, wat doen jy as iemand in mekaar sak? Die eerste basis van om iemand te kan ondersteun in 'n mediese situasie. Wat doen jy in 'n situasie van 'n ongeluk? Die lees van ons projekte alleen van jou verskriklik ingelig nalaat. Wat doen jy as jou kind pornografie op sy foon het? Wat doen jy as jy sien 'n klomp kinders cyberboelie 'n ander kind? Wat doen jy as daar so iets gebeur soos wat met Minks se dogter gebeur het? En die klein fokkertjies het daar so verskriklik seksueel, kan jy maar sê, aangeraand. Wat doen jy? Wat doen jy as ander kind as jy dit sien? Wat doen jy as groot mens as jy dit in jou familie sien? Wat doen almal wat na my luister in enige van hierdie situasies wat ons land daagliks gebeur? Kyk, as daar 'n situasie is, moet 'n ou altyd dit evalueer. Stel daar's 'n moerse geveg op die highway tussen taxi ouens en 'n tipe van 'n road rage. As jy nou 'n MacGyver is in 'n Rambo en jy kan die ding uitsort en jy die kennis en die agtergrond en die vermoë en die autoriteit en die respek kan tree jy toe. Maar as jy nou 'n vrou is en jy weet nie, dan kan jy dalk bel en fotos en video's en inligting win, dan kan jy dit doen. Op 'n manier kan elkeen in 'n manier toetree. Maar ek verstaan as mense bang is. Ek verstaan, veral as jy ouer is en jy ry net verby. Ek verstaan as daar 'n situasie is in 'n kantoor of waar ook al die goed wat ek hier genoem het,
En mense is skrikkerig en hulle is bang. Hulle is bang hulle word naderhand betrek. Hulle moet dalk getuig of hulle doen dalk iets verkeerd. Maar jy moet, en dit is hoekom ek vir mense altyd sê, jy moet 'n all-rounder wees. Jy moet die dinge leer wat in hierdie land aangaan en leer hoe om dit te hanteer in so 'n situasie. As jou huis aan die brand slaan, wat gaan jy doen? Kyk en lees ons projekte, lees daaroor op. Het jy in jou familie gesit en het julle 'n plan as julle gehijack word? Nou wat almal op vakansie is, and so by the way, julle moet nie vergeet om julleself te fucking smeer nie. Want my 15-jarige seun het gedag, hy gaan net so 'n bietjie uit op die strand. Ek is nou hier in Plet by my Pletkantore, werk my gat af, maar nou en dan as die foon bietjie stil is, dan spring ek in die see. Ek is baie naby aan die see, ek het nice kantore hier. Maar die laaitjie was net vir so 20 minute op die strand. My magtig, toe hy daar die aand, toe sien ek hy's ligrooi, man binne ure, het hy gelyk soos 'n roast chicken. Hy het so gebrand, nee. Ons het so gesukkel om sy vel te kalmeer, want hy het so die volgende dag gejuk en seer gekry. Ek het hom skoon jammer gekry. Hy was in 'n toestand. Ons moes hom van Voltaren smeer, tot Voltaren tablette gee, tot Sinolief vir senuwees en Lyrica. Ek het hom vrot van die pilletjies gepomp, net om sy vel rustig te kry. Dit was 'n groot storie. Hulle waarsku. Daar is gewaarsku deur die Weerbureau dat hierdie Desember is die son bietjie anders. Sy UV-rays is wild, so wees baie versigtig. Ongenadig, né? Dis verskriklik. Maar anyway, lees die projekte, want ons praat oor toevallig al hierdie goed. Die bottom line is, as jy en jou familie voorbereid is, dan is jy outomaties interveerders in situasies. En as jy 'n interveerder is, dan kan jy 'n verskil maak, maar nog beter. En dis die laaste ding wat ek op hierdie subject gou vir julle wil noem. It's better to prevent crime, to try and solve crime afterwards. Prevention is better than cure. So maak seker dat alles waarby jy betrokke is reg is, sodat jy wat reg is en die verskil kan maak, die kan help wat nie reg is en die verskil nodig het en jy hulp nodig het. That's being a real interferer, om te help. Druk jou neus in alles. As jy sien iets is nie reg nie, moet jy help. En veral in hierdie vakansies, is daar baie keer mense wat hulp nodig het, of iets loop skeef, tree toe en help. En dit gaan oor gesindheid en kommunikasie, né? Want as jou gesindheid en kommunikasie nie reg is nie, dan straal dit uit by jou. Daar's 'n groot probleem in ons land wat snobisme betref. En daar's 'n groot probleem in ons land van mense wat nie betrokke wil raak nie. Dis 'n moerse probleem. En dit maak 'n ewige verskil en 'n voordeel tot misdaad. So ek weet nie, Minks, ek wil bietjie hoor, is daar enige vrae of stellings, dat ek dit gou antwoord. Laat ek gou hierso hoor, Bix is hierso aan die woord, maar hulle almal sê, goeienaand, hulle luister, hulle is by hulle Kersete, maar hulle luister nog. Kyk hoe dedicated is ons luisteraar. Lekker. Ja. Geniet die Kersete. Daar sê, en Bix sê hierso, hy sê sy bek het nie brieke nie. Hy was al 'n groot kak gewees en ook gedreig vir die dood en arrestasie. Maar hy sê verkeerd is verkeerd. Bix is self 'n polisieman gewees, so ja. Hy sê verkeerd kan nooit reg maak nie. Hy sê maar 'n regterhak hou of 'n loodpulting deesdae reg vir hom. Ja, kyk, ek het dit al gesê. En Bix, ek waardeer wat jy sê, maar ons moet altyd onthou, we only practice violence if it's only absolutely necessary. Maar, laat ek dit so aan julle stel. As ek en Bix by 'n plek instap, en dan sien daar's 'n vrou wat verkragt word, dan gaan die loodpil werk, ons gaan die fokker doodskiet, is logies. Dis 'n ongoing crime, en dis 'n beplande en 'n deurvoerde misdaad, want verkragt, gaan beplan en deurvoer. En dan sê ek nou vir jou, is daar nie so ding soos tee drink en kommunikasie, en hoor nou, hoekom doen jy dit, en wat het skeef geloop in jou verlede nie? So 'n misdaad
tree ek onmiddellik toe en ek tree fisies toe. As ek sien daar's 'n moerse fight en jy weet daar's mense wat in imminent danger is, dan gaan die regter hakke werk en ek gaan die kak uit die uit wat verkeerd te slaan en toetree. Dis logies. Maar op die einde van die dag, as jy sien, daar is nou 'n situasie wat broei en daar's moeilikheid. Die manier van kommunikasie is die bepalende faktor. 'n Interveerder onthou altyd sy skriftelike beginsels. Die sagte woord keer die grimmigheid af. Jy kan kom ek noem dit so, jy kan 'n hond roep deur vir hom te sê voetsek, 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 want hy luister na jou sagte stem en hy kyk na jou en jou sagte oë en jy beckoning with your hand, jy roep hom saggies, jou hele demeanor en jou aura is sag. Of jy kan vir hom sê, kom hier, dan bekak hy hond om daar en hy vlug. So jy moet altyd onthou, try altyd 'n ding uitpraat en op Christelike beginsels. Ek gaan 'n laaste voorbeeld noem. Ek doen baie interviews met mense wat moerse probleme in hulle families het. En baie keer is dit dwelms en dan het jy hierdie 18-jarige, hy's groter as die ouers. Hy's 'n permanente inchipper, hy het 'n groot bek. Ek het hierdie voorbeeld al genoem. Daar's baie van hulle. En nou kom hulle my kom sien oor hierdie laaitie, wat totaal 'n wettelose weghol jeuglid is. So van die begin af as hy instap, kan jy hom sommer sien. Hangskouers, kyk af, geen oogkontak. Voel hy's geforseer. Ek kan nie wag laat dit klaar is nie. En geen respek nie. Geen hallo oom Mike, hoe gaan dit oom Mike? Jy kan dit sommer optel, daai hele aura en attitude. Dit maak so, jy kan dit ryk man. Nou sit ek daar en ek praat met die ouers. Dan as die ouers nou met my praat, dan chip hy in. Dan sê ek vir hom, hoorie, laat jou ma klaar praat. En dan praat die ma weer 'n stukkie, dan sê hy weer, dan sê ek vir hom, luister ou seun, luister nou mooi vir oom Mike. Ek praat nie weer nie. As jy weer inchip, is daar moeilikheid, los dat jou pa klaar praat. Eers en dan noem die pa weer 'n ding en dan sê hy iets ergs en dan rol hy die oë en hy fucking maak 'n chip of hy sê iets. Dan staan ek op, ek vat hom so lekker aan die nek en ek klap hom gelukkig met die linkerhand so lekker enetjie deur die gesig. En ek sê vir hom, shut the fuck up. Weet jy, daar's nie beter medisyne nie. Daar's nie beter, jy kan nie 'n beter preek afsteek nie. Daar's niks beter as dit. Daai laaitie sit daar. Enigiets en alles wat die aura verander, hy sit daar, hy luister. As ek net vir hom kyk, in my oë, kyk, ja oom, en. Ma praat klaar, pa praat klaar, en we get to the point, get to rules and regulations, en daar gaat hulle en die lewe se lied en die dinge werk uit. So, die rede hoekom ek hierdie ding noem, jou intervering en jou betrokkenheid in 'n situasie. Onthou nou ons is spesialis ondersoekers, ons doen dit lank, ons doen baie rehabilitasie, ons werk met baie mense. Jy moet dit nog altyd reg doen en jy moet die stappe volg en jy moet probeer. Daarna praat ek met die laaitie voor hulle nou gaan, want dis maar die begin. Nou het ek sy aandag. Dit gaan ons nou nie gewerk het as ek die derde keer gesê het, ag my ou seun, weet jy wat, gee net vir mamma en papa nou 'n kansiekie hierso. Ek meen, try nou net bietjie, gee nou net vir oom Mike ook 'n kans. Ons is hier om jou te help my ou, maar jy weet ons is lief vir jou, ons gee vir jou om. That won't work. Jy het eers daai kommunikasie nodig met die swipe deur die gesig en jy gryp om die nek. Laat hy verstaan, hier is autoriteit. Daarna het jy sy volle aandag. En jou intensie, my intensie van toetrede, was om hom te help. Nie om hom te benadeel nie, of te sê, ek het 18-jarige laaitie 'n klap deur die gesig gegee nie. Ek staan daarop met die idee om hom te help, om sy aandag te kry, en om 'n les te leer, dat hy moet luister, en respekvol wees teenoor my en sy ouers, wat hom hier gebring het, wat daarvoor betaal, om hom te red. Daarna het ek sy aandag, dan kan ek met hom praat oor die Here.
Dan kan ek met hom praat oor wat hy verkeerd doen. Dan drop die penny. En dan het hy die swaard oor sy kop, want hy weet as hulle daar ry. Want onthou, een van my reëls is ek sal op 'n stadium die hele verduideliking gee van so 'n proses wat ek doen. Maar die laaste, voor hulle daar loop, maak ek stelling soos, ma, pa, julle bel my as Boet sy voet skeef sit, hoor. Dan kom haal ons hom gou-gou. 99% van al hy saakies, never a problem, werk soos 'n bom. Sure. Ek los dit met julle, moet nou nie gaan staan en 18-jariges bliksem en mense opfok van 'n kant af nie. Pas die reëls en regulasies toe. Interfeer, maar onthou hoe jy die hond roep is die bepalende faktor. Gaan uit met die gesindheid om 'n verskil te maak. Gaan uit met die idee om te interfeer, om te help, om dit beter na te laat. Gaan uit omdat jy lief is vir mense, lief is vir jou medemens. En doen net wat jy kan as jy die vermoë werklik waar het. Die fisiese gesondheid, die kennis, die wysheid. Jy kan nie die biologie onnie vra om vir die wiskunde klas les te gee nie. Nog minder kan jy die wiskunde ou vra om die biologie klas te gee nie. So sorg dat jy ingelig is in die subject waarby jy betrokke gaan raak en raak betrokke in al die subjects sodat jy 'n bietjie weet van wiskunde, bietjie van biologie, bietjie van wetenskap, bietjie van alles sodat jy oral kan interfereer en 'n moerse verskil kan maak. Alright. Mike, dit was nou ons laaste program vir die jaar. Ek gaan ook nou op vakansie en dan gaan ons 'n paar podcasts vir die res van die jaar speel. So ons wil net vir jou en jou familie 'n geseënde Kersfees toewens. Dankie. En 'n baie geseënde Christusfees vir julle en veiligheid en ons wens julle 'n pragtige vakansie. En as ons terugkom is ons almal weer lus om te werk. Hoorie mens vir jou en jou span en jou radiostasie en almal wat luister en die wat nog gaan luister en almal in Suid-Afrika. Ek wil vir julle sê, mag die Here julle ryklik seën met absolute wysheid, insig, mag, krag, voorspoed, gesondheid en onderskeiding. Mag julle almal barmhartig en genadig wees. Mag julle almal interveerders maak. Mag julle almal verskerp met julle sintuie en dat julle 'n verskil sal maak en niks sal nalat en sal toetree in alles om sodoende Suid-Afrika, ons pragtige land, 'n betere land te maak en die mense in ons land te help en te ondersteun en dat ons al die korrekte dinge sal doen en ingeligte besluite sal neem om almal te help. En jy weet, ons moenie die armes vergeet nie. En ek bid dit ook, dat die Here ons oë sal oopmaak vir die wat nagelaat is, wat arm is, siek en krank is. Daar is soveel probleme weens die ekonomie en die korrupsie in ons land. Maar ons vra die Here dat ons almal flitse in die donker nag sal wees en dat ons meer lig op alles en alle onderwerpe sal lig en dat julle 'n wonderlike feestyd sal hê, dat julle absoluut baie sonroom en sprei sal saamvat en dat die Here julle sal beskerm en bewaar fisies, geestelik, emosioneel, materieel, dat julle nie by die huis terugkom en hy is leeg geroof nie, dat julle wakker sal wees, dat julle die projekte almal sal lees, en soos die palm van julle hand sal verstaan en ken en toepas. Ja, dis werk vandag. Vandag is dit moeilik om te leef. Jy moet letterlik super inligting inwin en super jouself leer en onderrig en super observeer. Jy moet alles super doen, anderste gaan die boewe oorneem, die misdadigers gaan wen en jou lewe gaan in elke manier benadeel word. So ek bid dat julle dit nie sal beleef nie, maar die goeie sal beleef en dat julle super wake-up sal wees en dat julle 'n wonderlike 2026 sal hê. En die groot ding is dat julle vrede sal hê in julle harte, in julle gemoede en rus en kalmte and that we all be cool, calm and collected. Dankie Minks, dankie altyd vir die geleenthede en groete en seën en liefde aan julle almal. Ek wil ook net die geleentheid vat en sê dat ons twee tannies se drome maar vir hulle dit baie gemaklik gemaak het vandag. Baie hard kon vir die een tannie
Wel, die vroukie het van die perd afgeval. Sy is verlam en Buikerhart kon aan Silent Soldiers 'n reistool vir haar gee vandag, wat afgegee is aan haar vandag. En terselfdertyd, sommer 'n ander tannie wat in dieselfde area is, kon ons 'n walker vir haar gee. So baie dankie aan Silent Soldiers wat dit namens Buikerhart vir hulle geskenk het vandag. Alright julle, mooi loop. Baie dankie Mike. Bye. Dankie, totsiens.